Baie welkom vandag weer by jou dagstukkie van Lewelig, dag 258. Matteus 28 vers 6. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Die klip is weggerol voor die graf, nie sodat Jesus kon uitkom nie, maar sodat die disippels kon ingaan. Is jou Jesus dood of lewe hy? Alles is verby. Die donker hartseer van Golgotha hang nog swaar oor almal se gemoed. Die bloed het gevloei, die skares het verstom gekyk. Die aarde het gebewe en die donker het letterlik die wêreld oordek. En Jesus, hy het sy laaste asem uitgeblaas. Dit is volbring. Maar vir sy volgelinge was dit nog lank nie volbring nie. Hul Jesus, hulle vriend, hulle lewensveranderende rabbi, hul hoop op 'n nuwe wêreld, was dood. Skielik was daar net stilte. Spookstilte. Emosioneel was hulle uitgeput, verward, hartseer. Dis daardie tipe rou wat jou asem wegslaan, jou gedagtes laat maal en by dit wat was, laat vassteek. Hulle het onthou hoe hy vir kinders gelag en met hulle gespeel het, hoe hy op die water geloop het, hoe hy mense met 'n liefdevolle kyk net anders laat voel het. Hulle het onthou hoe hy gebid het, hoe hy lief gehad het. En nou, alles stil, alles donker. En dan breek die opstandingsgerug deur die stilte. 'n Leeg graf. Maria Magdalena wat sê sy het hom gesien. Petrus wat hardloop, Thomas wat twyfel, dis amper te veel om te glo, kan dit wees? Thomas, die rasionele een, die hou net by die feite hou, wil sien, voel, seker wees. Jesus sê nie vir hom, hou op twyfel nie, maar bring jou vinger, kom kyk. Dis 'n Jesus wat verstaan, dat ons soms eers moet voel, voordat ons weer kan glo. Dan die Emmausgangers, 2 manne op 'n lang, swaar stap terug huis toe. Hulle praat en wonder en probeer verstaan. En Jesus loop sommer so saam met hulle. Hulle herken hom nie eers nie. Dis eers toe hy die brood breek, iets doen wat hulle almal soveel kere saam met hom gesien het, dat hulle oë, hulle geestesoë oopgaan. En toe verdwyn hy. Maar nou weet hulle, hy leef. En dit het alles verander. Dis nie net 'n ou storie nie, nie net 'n Paasfeesfeit nie. Dis 'n leefstylverandering. Jesus is nie vas in die graf of in 'n raam aan 'n muur nie. Hy lewe. En hy verskyn ook aan ons, waar ons hom dikwels die minste verwag. Agter tralies van twyfel, in die stiltes van pyn, langs jou, op jou Emmauspad. Die gevolg, Maria hardloop, Petrus staan op, Thomas bely, my Here en my God. Die Emmaushangers hardloop terug. Die disippels preek met geloofswaagmoed. As Jesus vir jou net 'n mooi herinnering is, 'n figuur in 'n boek of 'n naam op 'n kruis, dan is hy vir jou nog dood. Maar as jy hom sien in jou seer, in jou stiltes, in jou gebed, in jou daaglikse loop, dan weet jy, hy leef. En as hy leef, dan is alles moontlik. Ek glo in Jesus, soos in die son. Nie omdat ek hulle kan sien nie, maar omdat ek in sy lig alles nuut kan sien.
Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy, haak so baie mense vas by die kruis? Wat kan ons begin doen om saam met Jesus op te staan in 'n nuwe lewe? Hoe gaan jy vandag begin om as 'n nuwe mens in Jesus se lig te lewe? Jesus, open my oë om U raak te sien. Nie net in wonderwerke nie, maar ook in die gewone, die seer en die stiltes. Dankie dat U leef en dat U nog steeds by ons is. Amen. Mag jy ook bewus word van Jesus se teenwoordigheid vandag in jou lewe, van die kleinste tot die grootste dinge. Verwag dat hy jou gaan verras met sy teenwoordigheid. Liefde groete, Shaal. Om elke dag 'n Lewe-lig dagstukkie per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer per WhatsApp na die volgende nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe-lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe-lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.